Ons lees weer ons teksgedeelte en miskien hoor jy vandag iets anders. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Vandag gaan ons 'n oomblik stil staan by die frase, hulle is almal vervul. Let op, die skrif sê nie half gevul nie, nie net 'n bietjie aangeraak nie, hulle is vervul. En ek dink ons onderskat soms hierdie woord. Ons is so gewoond aan 'n geloof wat ons net, sodat ons net kan bietjie kop hou. Ons is net rasioneel georden beheerd, en dan kom die Gees en iets begin brand wat nie meer in die kop kan bly nie. Dit sak na ons harte toe, ons hande toe, ons voete. En wanneer jy die boek van Handelinge lees, sien jy dit gebeur. Die vuur, wanneer dit werklik brand, kan jy dit duidelik sien. Dit brand nie net binne nie, dit brand na buite. Hierdie disippels begin deel op 'n manier wat jy nie met gewone menslike goedheid verduidelik nie. Dit kom van ergens anders af. Hulle strek oor grense wat in hulle wêreld vas was, eeue oud, diep ingegrawe. Die soort grense waaroor mense nie net sommer stap nie. Hulle volg die Gees se leiding waarheen dit hulle ook al lei, selfs wanneer dit ongemaklik is, selfs wanneer dit sin maak om eerder maar net in daai bovertrek te gebly het. Nee, hulle gaan. Maar bo alles begin hulle mense lief hê op 'n nuwe, diep, werklike manier. Die Gees, wanneer hy ons vervul hy ons met liefde. Stuur hy ons met liefde. Dit is soos die paartjie waar die man 'n intellektuele, rasioneel denkende soort mens is en aangeraak word deur die Heilige Gees. En dan as jy sy vrou sou vra, hoe gaan dit met jou man, dan sal sy antwoord, hy's soveel meer liefdevol. Dis die toets. Nie of jy meer oor God praat nie of jy meer geleenthede bywoon nie, maar of die mense naaste aan jou op 'n nuwe manier liefde voel. Jou eggenoot, jou kind, jou kollega, jou vernoot. Hulle sal dit eers raak sien as die Gees iets in jou begin doen. Want die vuur van die Gees is altyd die vuur van God se liefde.